Vandag kuier feesvoete by die Aggeneysfees in die Noord-Kaap. Want ek's 'n groot man, maar ek is jou man. Ek wil hiberneer met jou die winter deur. Ja, ek's 'n groot man, maar ek is jou man. Wat is jou beroep? Wat is my nering? Ja, ek is eintlik 'n atleet, 'n gewigstoter. So my claim to fame is dat ek by die Olimpiese Spele deelgeneem het 2 keer en die Staatsbond Spele gewen het. Ons het nou vandag 'n sterkman vertoning gedoen wat ek dink baie geniet is. Die skare het gelyk asof hulle belang gestel het en baie mense het gekyk en deelgeneem en ook probeer, so dit was goed. Ek's gewoond aan goed as rond te gooi. Alhoewel hy balletjies bietjie kleiner by die gewigstoot is met die sterkman, maar ons het ons het vandag ook een item met die bal gedoen, soos die gewigstootbal gegooi vir ons koppe, ons moet 'n overhead en ek het so analogie probeer trek tussen my gooi vandag en hoe dit voel by die Olimpiese Spele, wat nogal eintlik gewoonlik vir my werk om baie ver te gooi, want as die crowd om jou is en almal stel belang in, ons moet altyd sterker. Maar vandag het ek het ver gegooi, ek het so 20 gegooi, maar ek wou 20,5 het ek gesê nou kampstig is 'n medalje by die Olimpiese Spele. Toe kon ek nou nie die 20,5 maak nie, maar ek het nog steeds goed gegaan, dink ek. Ek is bly want ek sien jy het net nie daai bal aan die kant gestop. ja, die spasie was 'n bietjie klein, dit het maar so van hoek tot hoek gegooi, so, maar dit was goed, ons het 'n uitstekende crowd gehad. Die mense het verskriklik belang gestel en deelgeneem. Dit is altyd goed as ons vir vrywilligers vra om te kom probeer, dat as die ouens kom probeer, dan maak dit altyd dat hulle meer belangstel. So al die ander mense, hulle sien sy eie chom probeer, dan sal hulle meer opgewonde daaroor. So dit was goed. Ons het nie gesukkel om mense te kry nie. Partykeer moet mense staan en vra, asseblief wil iemand hier kom probeer nie, maar vandag was dit maklik. Jy het 'n passie wat jy van gepraat het en jy's 'n motiveringsspreker of jy gaan na skole, vertel my meer daarvan. Ja, kyk, Olimpiese atlete is maar altyd omdat die Olimpiese Spele wêreldwyd erken word as die toppunt van 'n sportman se lewe. Is dit iets wat mense altyd mee kan identifiseer. So vir my wat nou al 40 jaar oud is en wat nog steeds op 'n Olimpiese vlak deelneem, as ek nou terugkyk oor my loopbaan, is die geheim hoekom ek dit goed kon doen en lank kon doen, is maar net 'n passie vir dinge. Mense moet hoef nie noodwendig sport te wees, jy hoef nie, kyk, my ding is nou gewigstoot, maar ek kan die vuur wat ek in my oë het wanneer ek my ding doen waarvoor ek baie lief is, kan ek in ander mense oë raak sien, al is dit heeltemal 'n ander veld. Dit is so die geheim vir my van geluk en van sinvolle lewe is om 'n passie te hê vir iets. Jy moet een of ander iets in die lewe moet jou oë laat brand. En dis wat ek vir die mense probeer wys op my manier. So as hulle dalk net daai fire in the eyes kan sien en dit dan toepas op 'n ander plek waar dit vir hulle goed is, dan is ek tevrede. Enige vir die mense daar buite wat so beroep wil volg, enige raad wat jy vir hulle kan gee? Kyk, chasing a dream, dit is altyd, dit is partykeer makliker vir mense om dit sommer net te sê en hulle besef nie wat die implikasies is nie. So ek het dit gedoen, maar julle lewe is gewy gewees aan 'n droom wat regtig kom met, dan is daar nie daar's nie uitkomkans nie. As jy gekom het, dan doen jy dit. Vertel my gou vir my steroïdes, gebruik julle sulke dinge? Wat is jou siening daaromtrent? Maar kyk, natuurlik in my regte sport atletiek is dit natuurlik goed dat nou mense kan nie, ons word baie getoets, weet ek seker al 100, nie wel, seker 70 keer in my lewe al getoets vir steroïde. So dis nie iets en die toetse kan enige tyd gebeur. So dis nie iets wat ons eers 'n kans kan waag meer nie. Maar in sterkman word dit aanvaar dat baie ouens dit wil eintlik omtrent almal dit gebruik. Dit is nie iets wat weggesteek word nie. Die kans dat iemand 'n regtig ernstige seer kry is minimaal, want ons het nooit 'n swaar gewig bokant iemand dat hy op hom kan val nie. Dit is die beserings wat mens sien is ouens wat 'n vinger miskien knak of dalk 'n spier bietjie trek of iets, maar jy gaan nie doodgaan as jy dit gekom het. Dit gaan nie so erg wees. Ja. Ek is Burger Lambrechts en hierdie 2 meisies is Ek is Burger Lambrechts en hierdie 2 meisies is Etienne en Klein. En ons het vandag 'n sterkman vertoning gelewer by die Aggeneysfees. En ons wil dankie sê vir ASTV en die Afrikaanse uitsaai wat ook ons sport ondersteun en al hierdie feeste, en dan sien julle by die volgende fees. I'm Karen Skylark. Hi. And what kind of music do you sing? Well, it's really like a mixed bag of R&B, soul, pop. There's a little bit of fusion in there as well. Some folk. So I would say a little bit for everybody. A little bit of everybody. If you look inside your heart, you don't have to be afraid.
It's not commercial. No, it's not commercial. Well, maybe it is. It's got a commercial twist. There's some clever hook lines in some of my music and so on that everybody can sing along to, I think. So it's got a commercial edge, definitely. Okay, do you sing any covers? Yes, I do. You have to mix in the covers with the originals, you know. It's like a big audience like this. People are often like asking where the covers, something we can relate to and enjoy. With the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know Well, I come from the tribute scene, so I do a lot of theatres, like the Grand West Theatre, the CTICC down in Cape Town. I'm from Cape Town, by the way, so a lot of those kind of performances as well. And then I'm also like doing my own performances too, like at the amphitheatres down in Cape Town as well, trying to get my music out there and doing my own thing. Hi there, I'm Ken Skylock. Thank you very much for playing my music and for having me at this beautiful festival. It's called the Aggeneys Fees and it's totally awesome. There's so many people out here, stalls and lots of fun. Thank you very much. Please do buy my album. It's called Pure. It will be hitting the stores very, very soon. Hope thumbs. And yeah, thanks a lot. Ciao. Kom ons gooi. Na na na, vat my terug na my na na, bring my terug na my na na. Daar is liefde die lig by my na na. En hy sê na. Okay, Armand Steenkamp, jy van watter wêreld is jy af? Maar kyk, ek is so tussen Klipper en Pofadder in die Boesmanland. Kyk, daar waar niks aangaan nie, dis daar waar ek bly. Elke oggend, nee. Die eerste 2 ure gaan daar niks aan nie. Dan hou dit so vir die res van die dag aan. Ja. So jy's eintlik 'n boer of nie? Ja, kyk, ek werk vir my pa. So nou kan jy jouself jou somme maak. So ek is eintlik nie 'n boer nie. Ek doen alles wat my pa nie wil doen en hy wil niks doen nie. En jy sing vir 'n lewe, so dit moet nogal Kyk, ek sing eintlik net so vir 'n sideline want ek kan nie op hierdie stadium die singery kry ek nog nie genoeg geld om te lewe nie. Verstaan, so nou werk nog met my pa. Net na die breek gesels ons met hierdie aangename Noord-Kaapse boer.